Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom loon of beloning. Nou iets wat vas staan, wat in ons gemoed vas is ons kan die hemel nie verdien nie. Ons kan niks van die hemel verdien nie. Dis 'n gratis geskenk. Dit word vir ons gegee op grond van Jesus se verdienste aan die kruis op Golgotha. Dis niks, daar is niks wat ons kan doen om die hemel te verdien nie. Die dag as ons Jesus aanneem, dan ontvang ons die ewige lewe as 'n geskenk uit die hand van God. Maar as ons in die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons daar is tog 'n loon wat die kind van die Here gaan kry. Nou ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3, 'n paar verse van vers 11 af. Nou moet ons mooi luister wat sê hy, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Christus Jesus. As iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen, want julle weet nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. So met ander woorde, 1 Korintiërs 3 sê vir ons, dat ons elke dag van ons lewe, in ons geestelike lewe, dis nou na ons Jesus ontvang het, is ons besig om te bou. En ons bou met een van 6 dinge, goud, silwer, kosbare stene, of hout, hooi en stoppels. Nou het ons gelees, die werk sal deur vuur geopenbaar word. Die hout, hooi en die stoppels sal verbrand, die goud, silwer en kosbare stene, dit sal suiwerder word. Met ander woorde, daar is tog loon wat ons gaan. Dit gaan nie bepaal of ons hemel toe gaan en of ons nie hemel toe gaan nie, maar daar is loon. Nou hierdie loon sien ons, kry ons, lees weer daarvan in 2 Korintiërs 5 vers 10. Hy sê, want ons, dis nou die kinders van die Here waarvan hy hier praat, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou, hierdie is nie die oordeel waar die mense geoordeel gaan word, gaan die hemel toe of hel toe nie. Die kind van die Here kom nie voor 'n veroordeling nie. Jesus is reeds veroordeel in ons plek. Golgotha was die veroordeling, hy is in ons plek geoordeel en die oordeel is gevel, dis uitgedien, vir ons is dit afgehandel. So hierdie is 'n ander geleentheid. Hierdie, ons noem dit ook die bema, beoordeling. Nou 'n bema is by 'n atletiekwedstryd. Wanneer jy die ouens wat nou eerste, tweede en derde gekom het, hulle kom ons op daai trappies van nommer 1, nommer 2 en nommer 3. Daai is 'n bema. Met ander woorde, dit gaan 'n plek wees van beloning, waar loon uitgedeel gaan word. So, hierdie waarvan ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 10, is daardie bema beoordeling waar jy gaan loon kry. Nou sê hy, volgens wat jy gedoen het, goed of kwaad. Hierdie kwaad beteken waardeloos. So dit beteken nie jy gaan gestraf word nie, maar beteken jy gaan skade ly, soos ons in 1 Korintiërs 3 gesien het. Jy sal gered word, maar soos deur vuur heen, met ander woorde, net. Hierdie beloning, wat is hierdie beloning? Hoe kry ek die loon? Wat moet ek doen om loon te kry? Hierdie loon is wat die Heilige Gees binne in my werk. Dis nie iets wat ek self doen nie. Dis nie iets wat ek deur my eie inspanning kry. Dis nie iets wat ek self opwek of uit die vlees of uit my menslike vermoë nie. Dit is wanneer ek die Heilige Gees in my lewe plek gee en hy binne in my werk en deur my werk. Dit is goud, silwer, kosbare stene. Die ander, die hout, hooi en die stoppels, dis wat ek self probeer. Dis wat ek in my eie krag doen. Dis wat ek aan die vlees probeer. Al is dit ook goed, goeie dinge. Godsdiens is hout, hooi en stoppels. Dit beteken niks. Dis wat die Heilige Gees doen wat waarde het in my lewe. Wat is hierdie loon? Hierdie loon kom in die vorm van krone. Nou, daar's baie verskillende, nie baie nie, daar's seker so ten minste 5 verskillende krone. Paulus skryf hiervan.
Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hier sê Paulus, daar's 'n kroon vir hom weggelê. Daar's ook 'n kroon vir sielewenners. Daar's ook 'n kroon vir getroue herders. Daar's so ten minste 5 verskillende krone. So by hierdie bema beoordeling gaan hierdie loon uitgedeel word. Hierdie krone gaan uitgedeel word vir hulle wat die Heilige Gees in hulle lewe plek gegee het om die werk te doen. Nou, ons lees dan in Openbaring 4, lees ons interessant. Hy sê in Openbaring 4 vers 10, dan val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, dis Jesus, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor sy troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So hier word daardie krone, dit wat jy dan gekry het, word neergelê voor Jesus binne in elk geval sy verdienste. In elk geval hy wat dit gedoen het. So nou sien ons daar, dit is maar net skadelyn. Nou dink mense, maar ek gee nou eintlik reg veel om nie, as ek nie 'n loon kry nie, dan sit nou ook maar reg, dan is dit nommer 1 van daai dinge. Nee, dit is nie so eenvoudig nie. Om skade te ly vir Jesus, as jy voor hom staan, en jy moet uit sy mond hoor, daar's nie vir jou enige iets nie, dit gaan nie so maklik wees nie. Iemand het een keer gesê, dit gaan baie makliker wees om deur 'n paar groot verdrukkings te gaan, as om vir Jesus skade te ly. So ons is elke dag besig om te bou met een van 6 dinge, waarvoor ons loon gaan kry, of waarvoor ons loon gaan verloor. Ek is besig om te bou met goud, silwer, kosbare stene, dis wat waarde het. Dis wat die Heilige Gees in my doen, dis wat die Heilige Gees deur my doen, dis wat hy deur die woord werk in my lewe. Dan's daar die houthooi en die stoppels, dis die dinge wat eintlik niks beteken nie. Dis die dinge waarmee ek my besig hou en baie hard aan kan werk, maar dit gaan vir my geen loon. Hier op aarde, dalk baie loon, dalk baie roem op aarde, maar voor die Here gaan dit nie vir my enige loon beteken nie. Gaan dit vir my niks beteken nie. So ek bid dat die Here Jesus binne in u deur sy Gees die plek sal kry wat hy wil hê dat hy deur u die loon kan verwerf. Dit wat op die ou end aan sy voete neergelê gaan word, dit wat vir ons tot groot vreugde sal wees. Mag die Here Jesus in u lewe werk, mag hy u baie ryklik seën, mag hy homself aan u openbaar op 'n manier soos u dit nooit gedink het, hy dit sal kan doen nie, want dis wat hy wil doen. Dis sy begeerte, hy wil met ons wandel, hy wil met ons praat, hy wil met ons gemeenskap hou, hy wil homself aan ons elke dag meer en meer kom openbaar, vir ons wys wie hy is, tot eer en verheerliking van sy groot naam. Dis hoekom hy ons gered het. Hy het ons gered, sodat ons met hom in gemeenskap kan lewe en wandel elke dag. Mag die Here u baie ryklik seën.